help familie sonder voorwaardes en ons gesels oor oefen vrygewigheid as 'n manier om te floreer. Ek lees Paulus skryf in 2 Korintiërs 9 vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Hierdie teksvers is deel van 'n oproep aan die gemeente in Korinthe om vrygewig te wees teenoor ander gelowiges in nood. Maar hulle moet vrygewig wees sonder die gevoel van druk en sonder skuldgevoelens. Hulle vrygewigheid moet wees met vreugde en met oortuiging. Nou in 'n wêreld waar selfs familieverhoudings onderhandel soms met what's in it for me of ek sal as jy sal, herinner Paulus ons aan hierdie radikale vrygewigheid. Ware vrygewigheid begin eintlik by die huis. In gesinne is daar dikwels onuitgesproke verwagtinge. Byvoorbeeld, jy kook, maar jy wil erkenning hê. Jy help met vervoer, maar jy hoop op dankbaarheid. Jy dra finansiëel by, maar jy wil graag sekere gedrag terug hê. Maar om te floreer in verhoudings moet ons leer om te gee sonder voorwaardes. Wanneer jy jou familielid help met haar belasting, moet jy dit help sonder om te verwag dat sy jou later sal help met jou administrasie. Of wanneer jy 'n lewensmaat se kant van die bed ook opmaak, moet jy dit doen sonder om ook 'n dankie terug te verwag. Dan leef jy met vrygewigheid wat nie net ander verryk nie, maar jou eie hart ook verryk. En jy kan jou idees en tyd deel sonder om erkenning te eis. In geestelike families, soos gemeentes of bedieningsspanne of omgeegroepe, geld dieselfde beginsel, want hierdie tipe gedrag skep 'n kultuur van groei en vertroue. Adam Grant ondersoek in Give and Take, sy boek, hoe suksesvolle mense dikwels givers is. Hulle gee sonder om te bereken wat hulle terugkry. Kies vandag een of ander familielid, dit kan nou biologies of geestelik wees, en doen iets sonder om iets terug te verwag. In families beteken dit dat diegene wat dien en gee, dikwels die sterkste bande bou en die meeste vreugde ervaar. Leef geïnspireerd.